Sedert die ongeluk wat die 13de Desember gebeur het ons nie gedink die pad gaan so lank wees, soos wat hy is nie. 'n Mens kyk so nou en dan stories en movies en 'n mens dink dat as iemand uit 'n koma of wat ook al uitkom en dat sy was onder sedasie, gaan sy net haar ou self wees en dit is toe nou nie die realiteit nie. So ons het 25 dae in NICU spandeer en dan het ons 7 weke in die rehabilitasiesentrum gespandeer waar sy dan intense terapie gekry het. Die dag van die ongeluk, toe ons vir Lente na die aanvanklike hospitaal toe gevat het ons regtig nie geweet of sy dit gaan maak nie. En ek en Gerard, obviously in 'n traumatic state, is ons by die hospitaal. En ek sê toe vir hom, Gert, ek is jammer vir wat ek nou gaan bid, maar asseblief vat net my hand en bid saam met my. En ek kyk op na die hemel en ek sê, Jesus, as hierdie kind nie 'n normale kwaliteit, beautiful lewe kan leef soos wat sy verdien nie, sal ek meer gerus voel as sy by Jesus se voete kan bly. En hier sit ons vandag en dit is absolutely bevestiging vir my dat Jesus met haar plan het. Ons maak disippels van Jesus bymekaar. Sy gaan 'n awesome lewe lei, sy gaan 'n gesonde childhood, gesonde grootmenslewe alles hê because that's the promise that he made to us. Ons vat maar elke dag soos wat dit kom. En ons sê baie vir ons vriende, ons maak grappies eintlik maar daaroor wat ons sê, die Here het ons 'n geleentheid gegee om haar nog 'n keer groot te kan maak. Haar roetine is bietjie anders. Sy slaap vir eens reg deur, wat sy van tevore nie gedoen het nie, want sy was maar 'n borsbabietjie. Maar nou in die oggende 6 uur word sy wakker, dan moet ons vir haar voedings gee. So sy word 3 uurliks gevoed, van 6 uur die oggend dan tot 9 uur die aand toe. Die terapie is nou 'n bietjie minder omrede ons nie meer in die rehabilitasiesentrum is, so dis nou nie meer intense terapie nie, maar ons moet nog steeds 'n OT, speech therapist en dan ook 'n fisioterapeut sien, wat sy seker 1 keer 'n week by elkeen moet uitkom om dan die terapie sessies te kry. So vandat ons by die huis is, sien ons dat Lente baie meer rustig is. Sy smile vir almal, sy glimlag, sy lag. Sy het ewen hierdie week begin sê mamma, so dis 'n baie groot deel vir ons. Sy eet verskriklik lekker, waar in die hospitaal was sy nie altyd gelukkig om deur haar mondjie te eet nie, en sy het eintlik maar meestal net pekvoedings gekry. Hier kan ons al lekker verskuif van posisie, ons kan haar na haar kamer toe vat, na ons kamer toe, na die sitkamer toe, buite. Ons is so lekker besig met haar en sy geniet elke oomblik. Ek dink wat ook 'n verskil maak by die huis, is dat almal wat hier kom kuier is mense wat vir haar lief is, en sy voel regtig daardie liefde en daardie warmte, en natuurlik bid ons nog steeds die seën van Jesus oor haar, en ek glo volkome dat sy dit voel. Sy is baie rustig, sy is baie happy, en dit voel vir ons asof ons happy kind op pad terug is. Ons geloof dra ons nou nog deur. Die Here bly goed vir ons. Wat ook vir ons baie kosbaar is, ons het een keer het ons 'n bietjie terugslag gekry by die hospitaal en ons het toe huis toe gekom en my vrou sê sy is bietjie moeg, sy wil net slaap en ek sê okay, maar kom ons lees ons Bybel en ons bid en dan kan ons bietjie rus vir nuwe krag. En net so voordat ons bid, of sê my vrou sy wil regtig hê ons moet bid, laat ons die tipe geloof kan hê wat die vrou in die Bybel gehad het wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar. En sy het geglo as sy in Jesus se kledingstuk gaan raak, gaan sy genees word van haar kwale. En ons het gebid oor dit en toe ek nou eventueel die Bybel optel om te begin, toe val ons boekmerker uit en ek sê toe vir haar, ja, ek weet nie hoe gaan ons weet waar ons was en waar ons gaan moet nou begin weer Bybel lees nie. En ons maak toe toevallig die Bybel oop op die storie oor Jairus se dogter, wat gaan oor die dogtertjie is klaar oorlede en dit wys maar net eintlik dat die Here vir haar gesê dogtertjie staan op. So by die Here is daar niks onmoontlik nie, nommer 1. En nommer 2, dit was vir ons maar net bietjie gerusstelling en net absoluut 'n getuienis dat die Here gaan haar 100% genees en ons glo vas daarin. So klein oorwinnings wat in ons oë verskriklike groot oorwinnings is, want ons het regtig geleer om die klein dinge te celebrate. Wat sy by die huis behaal het, is byvoorbeeld, sy eet verskriklik lekker, ek speel so lekker met haar en maak grappies en maak of ek haar kossies eet en dan lag sy vir my en dan maak sy sommer self haar mondjie vir my oop en sy hap actually en sluk actually haar kossies wat ek vir haar gee. Dit is amazingly insane, want ek het gedink dit gaan regtig langer vat. 'n Ander ding wat ook vir ons 'n groot victory is haar albei oogies wat so mooi oopmaak. Op 'n stadium was haar regter oogie die swak een. Hy is nog steeds die swak een, maar hy kom actually oop en hy begin saam met die linker oogie beweeg. Sy volg ook verskriklik mooi. Ons doen byvoorbeeld
visual oefeningkies met haar en alles wat ons vir haar wys volg sy verskriklik mooi en sy prosesseer. Jy kan regtig sien hoe haar hele lyfie inspann om te prosesseer waarna sy kyk en om daarvan sin te maak. Ander dinge, hierdie week het sy begin mamma sê, so dit is baie groot. Dis natuurlik nou nog nie konstant nie, maar sy sê dit en dis wat count. Ons is besig om 'n paar planne te maak om fondse in te samel. Ons het regtig 'n ongelooflike netwerk vol vriende wat net ongelooflik is deur hierdie tydperk wat ons help om te reël byvoorbeeld met 'n rolbaldag wat nou opkom die 29ste Maart en dan ook het ons golfdae wat ons beplan as ook nog rolbaldae en dit is maar net om fondse in te samel omrede ons 'n paar toerustings moet kry vir lente wat nogals nodig is en dan natuurlik het ons ook die fondse nodig omrede ons outpatient terapie nou moet doen. So dit is ook nie noodwendig dat die medies dit net gaan dek nie en dan ook die toerusting wat sy benodig is soos 'n buggy en soos 'n matrassie en sulke tipe klas van goedjies. Ek sê nou matrassie, maar ja, dit is nogals 'n paar rand om hierdie goedjies bymekaar te kry, maar dis waarvoor ons die fondse ook dan gaan binne. So ons hoop dat die mense kan dit daarom raak sien en deel raak van dit sodat ons dit daarom vir 'n goeie doel kan doen. So wat ons staande hou in hierdie hele proses is die feit dat ek glo dat ons doel op aarde is om disippels van Jesus te maak. En ek dink deur hierdie storie, deur alles waardeur Lenti gaan, het ons vandag eendag besluit, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan selfs nie eers oor haar nie in die mooiste manier gesê, maar dit gaan oor om disippels van Jesus te maak. En ek dink deur dit is hoekom ons soveel bevestiging van God afgekry het. Daar het soveel dinge gebeur, soveel visioene wat na mense toe gestuur is uit die uithoeke van die wêreld wat vir ons presies dieselfde vision verduidelik wat God vir hulle gestuur het. Ons het soveel woord gekry, ons het soveel net amazing mense wat saam met ons staan en saam met ons bid. Ek maak altyd die grappie en sê dat as iemand vanaand op hulle knieë gaan en sê, "Louise, asseblief hou vir Lente vas," en sê, "Ja, ek weet." So, ek dink deur daardie geloof en deur al die bevestigings wat ons gekry het en deur al die beloftes wat aan ons gemaak is, daar is nie plek vir twyfel nie. Ons weet Lente is op pad terug na ons toe en sy gaan okay wees. Ja, hallo. Kyk vir die tannie. Ag, jene, kyk haar glimlag. Smile jy. Sit funny. En sê dan